Dr. Theo de Jager van SAI kuier vandag in die ateljee. Ons gesels oor Lamb Champs 2026 en die ontwikkeling van hierdie wonderlike veldtog wat hulle 'n paar jaar gelede van stapel gestuur het. Maar ons gesels eers vandag oor vleis, sê Dr. de Jager. Theo, baie welkom hier by ons. Ja, 2026 en die verbruiker. Vertel vir ons, jy het 'n interessante vergelyking gedoen met tussen skaapvleis en iets soos varkvleis, hoender en bees. Gesels met ons daaroor. Dit is altyd 'n groot lekkerte om hier by julle in die ateljee te kuier en dankie vir die geleentheid. Vleis wêreldwyd is enorm onder druk. Die hele veebedryf is wêreldwyd onder druk. Dit gaan oor 3 goed. Het gaan oor die impak op die natuur en klimaat, veral die metaandebat wanneer dit kom by groot vee. Het gaan ook oor gesondheid. Daar is 'n groot druk, veral van farmaseutiese maatskappye, wat 'n klomp van ons dieetgebaseerde siektes op vleis en brood wil smeer. En dan is daar's 'n bloedargument ook. Hulle wil nie hê ons moet diere doodmaak om hulle te eet nie. En die ander kant van die munt is die opkoms van vleisanaloë. Selfs hier in Suid-Afrika het ons nou verlede jaar eintlik drakoniese regulasies gekry oor vleisanaloë. Dis plantgebaseerde, insekgebaseerde, in laboratorium gekweekte vorms van vleis, wat nou by ons in dieselfde rakke verkoop kan word, wat dieselfde name kan dra. Jy kan dit biltong noem, jy kan dit chops noem, maar jy mag net nie 'n spesie daarin koppel nie. Jy kan nie sê dis wildspottom of dit is skaapchops nie. Nou, ons stoei baie sterk hierteen, want dit is nie plaasprodukte nie. En ons doen baie moeite om ook in die internasionale debat deel te neem, om te sê, vleis is eintlik nog die domein grotendeels van familieboerderye oor die wêreld heen, en veral skaapvleis. Ons het Lamb Champs in die skaapbedryf geloods oor die integriteit van skaapvleis. Weet jy dat wêreldwyd word daar meer hoender verorber in die formaat van klompies, nuggets, en as 'n kitskos, as in enige ander formaat. Min mense weet nog hoe smaak 'n plaashoender. Hoenderboerdery is of groot korporatiewe groepe, ook hier in Suid-Afrika, wat daarmee boer, of families wat kontrakte het met hierdie groot maatskappye. Wêreldwyd het varkvleis hoofsaaklik wors genoem, ook in die kitskos omgewing. As Viennas, as Frankfurters, as rooiworsies op warmbrakke. En dan meer beesvleis word wêreldwyd verbruik in die formaat van patties op hamburgers as in enige ander formaat. Maar skaapvleis is nog chops wat baie dikwels gebraai word, of die kroon van vleis wat ons aan betref as 'n spit oor 'n vlam. En dis hoekom ons besluit het in ons oorlog wat ons voer vir 'n regmatige plek vir rooi vleis, of vir alle vleis, vir vee-gebaseerde proteïene, begin ons by die skaap. Herinner ons net, wanneer het Lamb Champs begin? 5 jaar gelede. 5 jaar gelede het ons die eerste ene geloods by Harlequins rugby club hier in Pretoria, waar ons dit vanjaar weer gaan hou. En intussen het ons hom natuurlik uitgebrei. Ja, ek wou sê, dit was die enigste geleentheid. En hierdie jaar het julle 4 geleenthede. Moontlik meer. Ons het nou ook uitdagings gestuur aan die Nieu-Zeelanders, aan die Franse, aan die Argentyne, aan die Ire. Ons het verlede week met die Ire gesels en gesê, wanneer julle nou weer 'n toets teen ons kom speel, dan wil ons teen julle spit ook. Bring 20 karkasse saam. Dan gee ons weer ons 20 beste karkasse en dan kyk ons wie die lekkerste skaapvleis. Wat sê hierdie ongelooflike groei oor 5 jaar vir jou? 3 goed. Daar is 'n markie voor.
In stede is mense gaande oor hierdie eerstehandse kontak met die boer. Want kyk, by Lamb's Jams staan daar 'n boer en sy gesin langs elke skaap. En daar's 'n foto van hulle. En daar's 'n kaart waarop jy kan sien presies waar is hierdie ou se plaas. En sy filosofie is in 'n paragraaf daar saamgevat. En jy kan met hom gesels. Dis die bedoeling van Lamb Jams, nee, ontmoet die boer agter die choppies wat jy op 'n Saterdag braai. Maar dis ook 'n kultuurfees. En almal het vir ons vooraf gesê, Pretoria is nie 'n plek vir kultuurfeeste nie. Dis iets wat werk in Oudtshoorn of in Nelspruit of in Potchefstroom, nie in Pretoria nie. En julle het hulle verkeerd bewys. Ons het nog nooit, van die eerste keer af het ons nog nooit 'n Lamb Jams gehad waar die kaartjies nie lank voor die tyd uitverkoop was nie. En ons kan ongelukkig net soveel mense akkommodeer, want daar's net soveel vleis wat op 'n spit is. Gepraat daarvan, hoe verkoop die kaartjies tans? Dit vlieg. Dit gaan in die volgende week of wat waarskynlik weer uit wees vir die Julie 1 hier in Pretoria. Dis 25 Julie. Ja. En dit breek ou se hart om mense weg te wys, maar daar is elke slag mense wat by die hekke opdaag, want dink hulle nog kaartjies sal kry. Nou kyk, die kaartjies betaal eintlik nie eers vir die vleis op die spit nie. Wat nog te sê, die kunstenaars en so, was dit nie vir wonderlike vennote in die borskapkamp nie, Pick n Pay en Toyota, sou ons dit nie gedoen kon kry nie. Want dit gaan ook nie net oor die geleentheid nie. Jy weet, hierdie reeks Lamb Jams, wat nou vanjaar al in sy tweede ronde is op Kyknet, dit kos miljoene om te vervaardig. Maar, wat dit doen vir die konsep van familieboerdery en vir begrip van die verbruiker, vir wat dit vat op 'n plaas om 'n goeie kwaliteit, bekostigbare karkas in die mark in te stoot, kan geen geld koop nie. Theo, ek het die voorreg gehad om met verlede jaar se wenner te gesels, Henny Jonker, né, is ek reg? En ek dink die waarde wat dit vir hom het, is ek bedoel, mens kan nie ophou om daaroor te gesels nie. Dit gaan nie oor, nou is ek gewild en ek is nou die Lamb Champ kampioen nie. Dit gaan oor baie meer is dit. Dit gaan oor 'n motivering om te sê ek kan en ek hoef nie op te gee nie, want ek gaan dit maak werk. Praat met ons daaroor, oor die waarde wat dit vir die produsent ook het. Kyk, ons probeer baie pertinent waarde toevoeg, nee. Ons ooreenkoms met Pick n Pay, wat ons verbuisterd was toe Pick n Pay so maklik ja gesê het, was Pick n Pay betaal 'n bietjie meer vir hierdie choppies, wat hulle op hulle rakke sit. Op daai verpakking is daar ook 'n plakker met die naam van die boer, sy plaasnaam, en so 'n paragraafie oor sy produksiefilosofie. Jy kan sien waar dit vandaan kom. Jy sien wie se chop jy hier koop. En daai ietsie ekstra kom nie na saai toe nie. Ons het gesê, toe dit vir ons aangebied was, ons soek daarvan nie 'n sent nie, dis vir ons belangrik, dat die premie in die sak van 'n familieboerdery land, want hulle moet winsgewend bly, hulle moet oorleef. Is dit nie roerend, hoeveel jong mense, jong boere, goed presteer in hierdie kompetisie nie? Vat nou vir Henny. 'n jong man met baie energie en 'n baie groot droom op 'n klein stukkie grond. Met sy pragtige vroutjie en sy 2 kinders. Al word ek 200 jaar oud, ek sal nie vergeet, by die eerste Lamb Jams, toe hy kom bladskit, en vir hierdie 2 klein goedjies vra, kom gee vir die oom 'n drukkie. Hy is van Lamb Jams. En weer by die tweede ene. En uiteindelik vir my sê, oom sal my onthou van al die voriges. Ek is nog steeds betrokke hier, want ek gaan hierdie kompetisie nog wen. En hy het. So die dag toe hulle sy naam uitroep as die wenner, kon ek my trane nie inhou nie. Hy het 'n prys gekry vir deursettingsvermoë. En hierdie dryf om te leer. By elke Lamb Jams het hy nuwe wenke gekry en hy het dit gaan toepas. En vandag is hy die nasionale kampioen van skaapspit. Met
'n ras wat nie so bekend is nie, die Hampshire Down. Ja, ja. Maar hy het hulle op die kaart gesit in Suid-Afrika. Wonderlik, wonderlik. Ons moet afsluit. Ek wil net vir jou vra indien dit moontlik is vir mense om nog kaartjies te kan koop, as dit nog beskikbaar is teen die tyd wat hierdie gesprek tussen my en jou uitgesaai is. Waar kan ons gaan kyk? Herinner ons net weer waar oral die geleenthede plaasvind voor ek die webtuiste gee. Dit is nou die 25ste Julie by Harlequins hier in Pretoria. Daar is nog 'n paar kaartjies oop, maar die inskrywings het lankal gesluit. Ons het baie meer inskrywings gekry as wat ons kan akkommodeer. En dan is daar die 29ste Augustus een in Bloemfontein. Op die vakansiedag in September, die 24ste September, gaan ons by Boland Landbou Skool dit hou. En dan die nasionale kampioen wag ons nog vir die datum onder andere van ons borge en hang baie af van wat ons gereël kry met ons Lamb Champs toetse teen die All Blacks en die Aussies en die Franse en so. Nou maar sterkte, ek glo ek gaan weer met jou daaroor ook gesels. lambchamps.co.za, dis die korrekte Gaan webtuis. aanlyn, Google Lamb Champs, die kaartjies is daar beskikbaar. Theo, baie dankie vir jou tyd vandag en baie sterkte. Ek glo die groei oor die volgende paar jaar gaan weer iets wees om oor te gesels. Baie dankie. Ag, baie dankie vir die blootstelling ook wat julle vir ons gee hiermee. Dankie, Dr. Theo die Jager van Saai, wat vandag met ons gesels het oor die gewilde Lamb Champs. En as jy nog nie jou kaartjie gekry het nie, lambchamps.co.za, gaan soek daar.